vanoggend nie, maar ja, ek weet een ding, en dit is dat die Here het 'n afspraak met elke een van ons wat vanoggend hier is. En dit is vir my lekker om julle te sien. Ek weet dit is vir my lekker om in die huis van die Here te wees, en ek weet dit is vir jou ook lekker om in die huis van die Here te wees, en dit is genuine lekker om julle te sien vanoggend. So, hartlik welkom, julle moet dit geniet. Ek wil gou net so 2 uitsonderings vanoggend net maak. Ons het vanoggend 'n besoeker hier by ons, van die Gideons af. Gideon, broer Toby Conway, hy is van die Gideons, en hy gaan hier aan die einde van die diens, gaan hy net so vinnig bietjie met ons gesels, so kortliks, net 'n bietjie vir ons vertel, what's cooking for what, daar by die Gideons, en ons is regtig dankbaar dat ons vanoggend saam met ons kan hê. Ons vertrou dat jy dit saam met ons gaan geniet hier in Brandfort vanmôre toe. Jy is in elk geval 'n bekende hier in die dorp. Ons sien jou in die skool, ons sien jou op ander plekke, so ja, hartlik welkom in Brandfort. Geniet dit saam met ons vanoggend. Want die Here vir jou ook seën. Want ons vanoggend het ons nuwe intrekkers, al die paar dae van Pretoria af, Chrissy Pieters en Henry, baie welkom julle twee. Mag julle regtig geseënde tyd hier op Brandfort hê. Mag die Here regtig vir julle seën, maar mag hy julle ook gebruik hier op Brandfort. Mag julle ook weet dat julle 'n plekjie om in te pas hierso, en dat julle ook die tyd hier saam met ons gaan geniet. Dan ander gesigte, ek gaan nou nie julle name noem nie, julle sien nou, ek kyk vir julle, ek sê julle hartlik welkom vanoggend. Dit is vir my so lekker om julle saam te hê. My liewe broer en suster, vanoggend wil ek net vir julle sê, die feit van die saak is, ek het vanoggend weer eens besef, God se plan is ongelooflik. Weet jy, as jy die Bybel verstaan, en as jy weet dat God het reeds na die sondeval elke een van ons in gedagte gehad, en jy dit besef, en dit vir jou 'n werklikheid word, dan kan jy nie anders as om te sê, Here, U is meer as my koning. U is my alles. U is my alles. Want ek sê jou vir jou, as jy dit besef, en jy kan sien hoe God hierdie goeders beplan het, jy sal verstom staan. Mag dit vir jou 'n werklikheid wees, en mag jy ook saam met ons deel daarin. So, vanoggend wil ek net vir julle sê, ons het vanoggend weer 'n bietjie by die sonnaskool, het ons gekyk na die lyn wat daar getrek is tussen Josef en Jesus, en hoe Josef se lewe so typerend is, of liewer, kom ons sê, Jesus se lewe op aarde, so typerend van Josef. Hoe die twee lewens ooreenstem. Ek het na vanoggend se sonnaskoolles het besluit, dit gaan ook rustig vorentoe 'n woord wees wat ek vir u gaan bring, want ek weet, u gaan daaruit 'n klomp goeders leer. Ja, dit daar gelaat, ek gaan nie nou baie preek nou afsteek nie, ek wil net vanoggend vinnig ons ander afkondigings net vir u voorhou. Liewe broer en suster, daar in die voorportaal lê daar sulke blou koevertjies, dink hierdie is blou, dit kan dalk groenerig blou wees, maar blou is blou. Vir ouens wat kleurblind is hy blou, en as jy nie kleurblind is nie, dan hoop ek hy is vir jou ook blou vanoggend. Hierdie koevertjie, binnenin is daar so 'n papiertjie, so 'n wit, blanke papiertjie. Hierdie koevertjies is daar as jy 'n gebedsversoek het. Jy kan jou naam op daai gebedsversoek skryf. Jy kan ook anoniem maak, dit maak nie saak nie. Ons wil vra dat as jy 'n gebedsversoek het wat jy wil hê, die Woensdae bedieningsgroep moet vir jou saam met jou bid oor 'n saak, asseblief. Dan neem jy 'n koevertjie, jy skryf jou gebedsversoek daar neer, en dan kan jy dit na die diens of voor die diens of wanneer ook al, kan jy dit net in die kassie plaas, en daar
is dit dan, hulle gaan saam met jou bid, soos wat ons ook saam met jou gaan bid. So groot asseblief, daar lê 'n lekker pakkie daar, en ons sal vir broer Petrus vra, hy moet asseblief vir ons kyk, dat daar altyd genoeg koevertjies is, en as daar nie genoeg koevertjies is nie, Petrus, dan moet jy met Ronel van der Merwe praat, sy is verantwoordelik om dit daar te plaas. So asseblief. So ek nooi u om u gebedsversoeke dan daarop antwoord of hulle in te dien, hulle gaan saam met u bid. Op daardie noot dan ook, woensdagoggend 10:00 is dit ons biduur, hier by die kerk. Ek kan net vir u sê, ons het wonderlike terugvoer en wonderlike getuienis van die Here regtig beweeg tydens ons woensdag biduur. Ons is so dankbaar daarvoor. Dan Vrydag aand komend, 6:30 is dit ons jeug. Ek nooi al die jeug, dit is van die graad 9 op jong mense. Ons het Vrydag aand 6:30 met ons dan jeug. Volgende Sondag om 8:30 om Sondagskool en 10:00 ons oggenddiens. Dan kom ek by verjaarsdag hierdie week. Christian, jy verjaar nog nie, hoor, ek bevestig nie. Ek kry net jou been, hierdie week, dit is sommer nou lekker by die intropslag. Henry, jy verjaar môre, so baie geluk met jou verjaarsdag. Ons vertrou regtig dat die Here vir jou die nuwe lewensjaar sal seën met die keer van sy seëninge. Dan ons die 20ste is Talita van der Merwe, sy verjaar die 20ste, en dan Bux Hendriks verjaar die 22ste. Dan, hulle het reeds getrek, Henry van der Walt maar Henry verjaar ook môre, as u is het om vir hom met die boodskap te stuur, vir hom geluk te wens. Dit is al die verjaarsdag vir hierdie week. Ek wil graag vanoggend wil ek vir ons versoeke noem, en ons gaan nou ons gemeentegebed doen, en ek het 'n klompie versoeke wat ek het vanoggend by die voete van die Here wil neersit. En Jan, vir wie ons bid, die afgelope tyd, met wie dit baie goed gegaan het, is ongelukkig weer terug op suurstof. Ons vertrou regtig dat die Here vir Jan gaan onderneem, dat hy sonder spoedig sal herstel. Dan, Suster Sandy Lou, sy was vir haar toetse gewees hierdie week. Sy het 'n vernouing in die aar wat te naby aan die breinstam is. Hulle kan nie opereer nie. Ons vertrou regtig dat die Here vir Sandy gaan onderneem en vir haar sal bystaan en die Here regtig vir haar sal aanraak. Dan, ek weet vir Janie Rood, dit is, ja, dit gaan nie goed met Janie nie, dit gaan eintlik, dis nie die regte woorde om te gebruik nie, dit het vanoggend baie sleg gegaan met Janie. Janie is regtig baie siek. Vanoggend toe ons op die sonnaskool begin het hulle gekyk om te reël dat hy met die ambulans gehaal kan word. Ons gaan vir Janie opdra aan die Here, dat die Here vanmôre daar stil staan, dat hy vir Janie onderneem tot die volheid van sy genade. Ons suster Annetjie, ons dra vanoggend op aan die Here, Annetjie Kastelein draai, dat die Here by haar ook stil staan, vir haar ook onderneem en aanraak. Ons suster Aneta, dit gaan goed met haar, van Skalkwyk, sy is terug, maar sy het geïnfiseer, ons vertrou die Here, om vir haar ook ten volle aan te raak en by te staan. Dan dra ons vanoggend ook net weer vir Roda op, Renai se sussie, dat die Here regtig by Roda sal stil staan en vir haar sal aanraak. Die volgende versoek is vir broer John Grant, dat die Here ook by John sal stil staan, vir hom sal aanraak hierdie oggend. Die Here regtig vir hom 'n God van nabyheid sal wees. En dan dra ek ook vanoggend weer Frina se moeder op, Tannie Leens Alexander, dat die Here ook by haar sal stil staan en vir haar sal onderneem, en die Here regtig daar waar sy is, vir haar vanoggend die weer te gee,
Santi, sy was by die huis en sy is terug hospitaal toe. Ek het nou nie gehoor of sy nou weer terug is by die huis nie, maar ons gaan, sy is terug by die huis, maar ons dra vir Santi ook op in die Here vanoggend. Dis al die versoeke wat ek het, ek weet, is die hele mondvol, amper sê ek bekvol, maar dit is die hele bekvol, dis die hele mondvol. Ons vertrou die Here om regtig by elkeen stil te staan. My broer, my suster, vanoggend, as jy 'n versoek het wat jy wil doen, jy is so welkom om vanoggend net jou hand op te steek, ook as jy nie dit wil doen nie, as jy vanoggend net wil sê, Here, is my hart, dan kan jy vanoggend saam met my jou hand opsteek. Daardie versoeke is welkom bekend. Ons gaan vir die Here vra om by hulle stil te staan. Vanoggend dan ook wil ek jou vra, as jy 'n dankbare hart het, wil jy nie net vanoggend saam met my sê, Here, baie dankie. Dankie vir die goedheid, die guns en die genade. En dit kom sommer nou by my op. Daar was, ek weet nie wat dit gisterand gebeur nie, maar dit was 'n groot enkel, moes wees. Ons het die slag gehoor hier op die draai. Het julle dit gehoor, Linda? Het julle dit gehoor? Ja, dit moes wees. Ek weet nie wat daar gebeur nie, whatever daar gebeur het, is dit nie nou, ek voel sommer nou in my hart, dat ons die mense opdra wat in daai ongeluk was. Ek weet nie wat die omstandighede was nie, maar dat die Here ook by hulle sal stil staan. Net soos wat jy daar sit, kom ons sluit die oë. Ons almagtige Here en Hemel Vader, Here, in hierdie oggend, ons wat die kinders is, ons kom na U toe en ons sê, Here, eerstens, baie dankie vir die groot en die wonderlike voorreg om in die huis te wees. Dankie, Here, dat ons vanoggend weet, U Vader is steeds in beheer, ten spyte van alles wat woel en wat in die gang is in hierdie wêreld. Here, en as ons sien hoe deur mekaar dit is, dan kan ons net sê, dankie. Ons aanbid 'n lewende God wat in beheer is. Here, vanoggend kan ek nie anders as ek sê, alle lof, alle eer, alle aanbidding kom U toe. Here, ons wil vanoggend waar ons dit nie net verklaar nie, maar ons wil dit uitpas en sê, ons God, die lewende God, die enigste koning, die koning van konings, vir U, Here, wil ons vanoggend verhef en ons wil U naam groot maak. Here, ons wil vanoggend in hierdie oggend kom verklaar dat ons so dankbaar is vir die groot en wonderlike voorreg om in die huis te kan wees. Here, dat ons vanoggend gesond genoeg is om hier te wees. Dit bring ons by daardie lys name wat ek vanoggend genoem het. Here, hulle wat nie hier kan wees nie as gevolg van omstandighede en siekte. Ek kom dra elke naam op aan U en ek vra, Here, dat U by elkeen sal stil staan. Here, dat U in hierdie oggend daar sal aandoen en dat U, Vader, sal onderneem tot die voorraad van U genade. Elke naam wat genoem is, elke hand wat vanmôre opgegaan het, Here, dis my gebed, dat U elke een by elkeen sal vertoef, dat U sal onderneem en aanraak, net soos wat U kan en wil. Vader, in hierdie oggend weet ons, die God wat ons aanbid, wanneer ons vra vir 'n vis, gaan U nie vir ons 'n slang gee nie. Daarom weet ons kan die vrymoedigheid neem om hierdie dinge vir U te kom vra. Dis nou ook my gebed, Here, dat U met ons sal wees in hierdie diens, dat U doel bereik. Here, dat vanmôre ook, dat wanneer ons opstaan om te sing, dat ons dit sal doen in die diepte van ons harte uit. Dankie, Here, vir die voorreg om dit te kan doen. Ons wil graag U naam groot maak. In Jesus naam. Amen en amen. Ek gaan U nooi staan saam met my, dan gaan ons lekker saam sing en die naam van die Here groot maak. Cast your burdens onto Jesus, for He cares for you. Cast your burdens onto Jesus, for He cares for you. Jesus,
Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. He has done great things, hallelujah. He has done great things, hallelujah. He has done great things, bless His holy name. He has done great things, hallelujah. He has done great things, hallelujah. He has done great things, bless His holy name. Name of the Lord, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, Most High. Name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Oh, my soul, and all that is within me, bless His holy name. He has done great things, hallelujah. He has done great things, hallelujah. He has done great things, bless His holy name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, Most High. Most High. Blessed be the name of the Lord.
Stand here, look upon
Here, as ons maar net vanoggend hierdie lied wat ons nou gesing het, as ons dit maar net 'n waarheid kan maak in ons lewe. Alles vir U. Alles vir U. Here, as dit alles vir U is, al my ambisies, al my planne, alles, as ek dit nie vir U kan gee, sonder om enigstens daaroor opgewonde te wees, Here, sal ek gesien van die lewende almagtige God. Here, baie keer dink ek ons sing sulke pragtige goed. Baie keer wanneer ek besef ons wat ons sing, wanneer ons dit by U voete kom neerlê, wanneer ons dit by U kom bekend maak. Here, wees ons asseblief genadig, dat al ons planne, al ons ambisies, al ons menswees, en dit wil sal wees in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie vir ons hier die sitplekke. Pastor Sappie is kies, ek het nagelaat vanoggend, Pastor Sappie het self die pyn en sy been, ons vertrou regtig die Here om aan te raak, maar regtig spoedig te genees. En daai langheid, daai geite, dat dit verdwyn in Jesus naam, ons vertrou die Here daarvoor. Ons kies het nagelaat het vanoggend. Dankie baie. Dankie. My liewe broer en suster, dit bly vir my elke keer 'n voorreg om die woord van die Here te bring aan U, soos wat die Here dit op my hart lê. En een ding weet ek dat en ek herken dit telkens wanneer die Here vir my woord gee, dan weet ek die Here praat eers met my, sodat ek weet hoe dit is en dan met U te kan praat. Maar dit bly vir my 'n groot en 'n wonderlike voorreg om die woord van die Here aan U te bring. Ek moet nou ook vir U sê, tydens die studies, dan sê hulle vir jou, jy moet nou onthou, jy moet so begin, en jy moet dit, en jy moet dat, en jy moet so, en dan hierdie is die inhoud, en dit is die slot, en so moet dit lyk. Ek het op baie keer gedink, weet jy, gelukkig is God nie so rigied nie. En ek dank die Here daarvoor, want ek dink party keer, as God in sulke boksies was, dan sou ons maar swaar gekry het, hoor. Maar ek dank die Here daarvoor. Ek wil graag vir U vanoggend wil ek vir die woord bring, en ons gaan 'n bietjie lees, en ons gaan nou vanoggend dalk 'n paar keer bietjie baie lees, maar dit is ook goed, dat ons lees uit die woord van die Here. Ons gaan vanoggend gaan ons lees uit die profeet Daniël. Hy so omtrent begin daar in die 2de, 3de van die Bybel, vind ons die boek Daniël, die profeet Daniël, en ons gaan lees uit hoofstuk 1 uit. Ek gaan vanoggend ook wel vir u lees uit die 53 vertaling uit. En vergewe my as ek vanoggend dalk vir u baie lees, maar ek dink ons wil graag vanoggend die geheel prentjie van hierdie gedeelte kry, en ek gaan nie veel daaroor sê nie, want die woord van die Here is eintlik duidelik in wat hy vir ons hier sê. So ons gaan lees uit Daniël hoofstuk 1. Ek begin vanaf vers 1 en ek gaan ook vir ons die hele hoofstuk lees,
Hy gaan tot by vers 21. Nee, ek gaan nie dit al nie doen nie. Wat ek gaan doen is, ek gaan sekere verse vir die uitlig, en ons gaan dit so lees. So ek sal nie die hele hoofstuk lees nie, maar ek wil graag vir u vra, om te gaan lees by die huis. Dis belangrik. So, jy moet nou nie vandag dit nalaat nie. Vanaand voor jy gaan slaap, moet jy asseblief die hele hoofstuk 1 gaan lees. Want hier is 'n baie belangrike les wat ons uit die woord van die Here uitkry hier vanuit Daniël. Kom ons begin daar by hoofstuk 1 en ek begin by vers 1. Ek sal vir julle sê telkens waarom die verse waartoe ek gaan. In die 3de jaar van die regering van Joachim, die koning van Juda, het Nebukadneser, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleer. En die Here, vers 2, en die Here het Joachim, die koning van Juda, in sy hand gegee, met 'n gedeelte van die voorwerpe van die huis van God. En hy het hulle na die land Sinear gebring in die huis van sy God. Let bietjie op, daai God is met 'n klein letter geskryf. En die voorwerpe het hy in die skathuis van sy God gebring. Dan gaan ons na vers 4 toe. Kom ons, ja. Die jong seuns, aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was, en vernuftig in allerlei wysheid en in besit van kennis en in insig en wetenskap en wat bekwaam was om die paleis van die koning te dien en om hulle die skrif en die taal van die Galdeërs te leer. Vers 5, en die koning het vir hulle 'n daaglikse porsie bestem uit die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lank op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kon dien. En onder hulle, vers 6, en onder hulle was uit die kinders van Juda, Daniël, Hanania, Misael en Asaria. Maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniël het hy Belsasar genoem, en Hanania, Sadrag, en Misael, Mesach, en Asaria, Abednego. Dan gaan ons na vers 9. En God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars. Dan gaan ons na vers 12 toe. Stel tog u dienaars 10 dae lank op die proef en laat hulle ons van die groente gee om te eet en water om te drink. Ons gaan na vers 15 toe. En aan die einde van 10 dae het hulle voorkoms beter en hulle het voller van vlees gelyk as al die jong seuns wat die spys van die koning geëet het. Vers 17. En hierdie 4 jong seuns, God het aan hulle wetenskap en verstand in allerlei geskrifte en wysheid gegee. Ook het Daniël verstand gehad van allerlei gesigte en drome. Vers 19. En die koning het met hulle gespreek en onder hulle almal is daar niemand gevind soos Daniël, Hanania, Misael en Asaria nie. So het hulle dan voor die koning gedien. En in enige saak van wyse insig waarin die koning hulle ondervra het, het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerdes in sy hele koninkryk 10 maal oortref het. Tot sover die woord van die Here. Ek wil graag so 1 of 2 van daai verse wil ek net uitlig. Ek wil net sê, kom ons let 'n bietjie net op van hierdie goeders wat die Here hier vir ons sê in sy woord. Kyk 'n bietjie na vers 2. En die Here het Joachim, die koning van Juda, in
in sy hand, dis nou in Nebukadneser se hand gegee, met 'n gedeelte van die voorwerpe van die huis van God. En hy het hulle na die land Sinear gebring in die huis van sy God. En die voorwerpe het hy in die skathuis van sy God gebring. My liewe broer en suster, wat belangrik vir my is om hier in hierdie vers raak te sien, is dat Nebukadneser was nie 'n dienaar van God gewees nie, ons God. Hy was nie 'n dienaar van hom gewees nie. En nou, luister mooi, dit dra God se goedkeuring weg, dat Jojakim, dat hy in besit geneem word van Nebukadneser. Want hy sê, en die Here het Jojakim, die koning van die Jode, van Juda, in sy hand gegee. Sodat dit God se goedkeuring weggedra. En dan sê hy, dit wat uit Juda gevat is, dit wat van Jojakim gevat is in Nebukadneser se God se tempel geplaas. En daai God word geskryf met klein letters. Met ander woorde, nie ons God nie, 'n afgod. 'n afgod. Ok, dis die eerste ding wat ek wil hê jy moet raak sien. Die tweede ding wat ek wil hê jy moet raak sien is, in vers 4, jong seuns, aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was, luister mooi, en vernuftig in allerhande wysheid, hoor mooi, in besit van kennis en insig in wetenskap. In wetenskap. En wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien, en om hulle die skrif en die taal van die Galdeërs te leer. Daai taal van die Galdeërs was Aramees gewees. Dit was nie Hebreëus nie. En nou vat hulle hierdie Israel seuns. Hierdie is as ek nou hierdie prentjie in my kop kry. Ek wonder of jy hierdie prentjie in die kop kry. Van hierdie, dis amper asof hulle bodybuilders is. Hulle is pragtig van aansien. Hulle is mooi. Maar bo en behalwe dit, is hulle geseën met vernuftigheid. Is hulle geseën met kennis, met insig. Hulle weet alles van die wetenskap af. En dan 'n bietjie verder, dan gaan lees ons, ek dink dit is in vers 6, nee, dit is nie daar nie. Aan die einde van vers 7, ekskuus, dat ek kan nou soek, ekskuus vir my net 'n sekonde, ek wil dit graag net vir julle uitwys. Wat ek net vir julle wil uitwys, is dat hierdie 4 jong seuns, nie net hierdie 4 jong seuns nie, maar almal wat gekies was, is vir 3 jaar lank opgelei. Laat dit nie dink daaraan dat hulle was besig om 'n graadkursus te voltooi nie. 3 jaar graadkursus, daarna wat hulle, as hulle wetenskap onder die knie moes hê, het hulle 'n BSc graad behaal. As ek dit so bekyk, dan moes hulle 'n BSc graad behaal en daar, dink nie 'n BA nie. Hier 'n BSc graad. Maar hier lees ons hoe vernuftig hierdie manne was. En dan, wat baie belangrik is lees bietjie saam met my net vinnig, daai tweede gedeelte van vers 7. Dan sê hy, Daniel het hy Belsasar genoem, en Hanania, Sadrag, en Misael, Mesach, en Asaria, Abednego. Weet jy wat sien ek hier raak? Ek sien hier raak, dat Nebukadneser wil hierdie jong manne vat, en hy wil eintlik so 'n bietjie van hulle identiteit wegvat. Ja, hy wil 'n nuwe identiteit aan hulle gee. Hy verander hulle name.
Na Saterdag mesig gaan Abednego toe, Belsasar is Daniel, verander hy hulle name. En ons het altyd, toe ons nog kinders was, het ons nou gespot met hierdie gedeelte, want ons gesê, Salsak, Meelsak en Appeleenwag. Net om het te onthou, waar in die sonnaskool was. Wie was die manne saam met Daniel in die Leeukuil gewees, Salsak, Meelsak en Appeleenwag? Nee, dis nie waar nie. Hierdie manne se name, dit moet ons onthou, is Hanania, Misael en Asaja. Dis die 3 manne wat saam met Daniel in die Leeukuil was. Wat gebeur hier? Daniel kom nie in opstand nie. Hy kom nie so wat typies wat ons sou doen is, ek vat myself. Hier word jy word nou gekies deur die vyand se koning om nou in sy paleis te gaan werk. Maar jy moet afsien van al jou tradisies, van jou kultuur, van jou menswees, jy moet iemand anders word. Daniel kom nie in opstand nie. Hierdie is 'n groot les wat ek hieruit leer. Daniel wen die guns van hierdie owerste met wie hy wat oor hom geplaas word. Want hoor mooi, hoe sê hy? Hy sê, met die vergunning, die hofdienaar se vergunning, het hy gevra, dat hy, wat Daniel is, nie hoef te verontreinig nie. So hy het nie in opstand gekom nie, maar hy het op 'n mooi manier kry hy hierdie man se vergunning. Kry hy hierdie man om te sê, ek stem daartoe in. Nou kom Daniel met sy versoek, en hy sê, wat die ou se naam nou ook al was, of wat sy titel ook al was, sê ek ontvra jou mooi, asseblief, ons wil nie daai spys geniet van die koning nie. Ek vra jou, kan ons 10 dae lang net groente eet? Dis ook waar die Daniel vas vandaan vol, is van net af. En hierdie hofdienaar sê vir hom, jong, as ek vir jou toestemming gee om dit te doen, kan ek in groot moeilikheid kom. Jy weet, hierdie koning vir my is 'n moeilike man. Maar weet jy wat? Ek sien iets in jou. Ek gaan jou die vergunning gee. Jy en jou 3 vriende, ek gaan julle die vergunning gee. Na 10 dae, toe kan hierdie ou sy kon nie glo nie. Na net 10 dae lyk hulle soveel anders as die ander jong manne met wie hulle saam was. En hy sê, wat moet julle laat verskyn voor die koning? Laat die koning kan sien wat is hier in die gang. Hier kom hulle voor die koning. Nou sê hy verder, die koning het hulle allerhande vrae gevra. Die koning het, ek kan nie dink, die koning het probeer om hulle vas te vra. Het gedink, ek gaan vir julle les leer. En die woord van die Here sê, hy kon hulle nie vasvra nie. Die woord van die Here sê, hulle het elke antwoord gegee. Hulle kon elke ding wat hy wil weet, kon hulle aan hom bekend maak. Jy weet, as 'n mens kyk na hoe God hierdie jong manne gebruik om, ek wil amper sê, 'n bekwame, iemand met ervaring en ondervinding, hoe om daai skoene vol te staan, en dit net deur God se guns. Hoekom? Want Daniel het
besluit, hy gaan standpunt inneem. Daniel het vir hom gesê, my liewe vriend, nee, hy het seker vir hom gesê, meneer, hy het seker vir hom gesê, geagte meneer, ek wil nie graag van die koning se spys eet nie, daai kos is nie goed vir hierdie liggaam nie, en asseblief, daai lekker wyn van daai koning, ek wil nie van hy drink nie, asseblief nie, ons vier, wil nie van daai wyn drink nie. Daniel, neem standpunt in. Weet jy, ek weet nie of jy dit raak sien nie, maar ek lees hier, dat hier is plek gemaak vir 'n wonderwerk om te gebeur. Maar weet jy wat sien ek ook? Ek sien ook dat dit is nie 'n kits ding nie, dis nie 'n kwessie van ons alles instant hê nou so. Koffie moet instant wees. Die lewe moet instant wees. Ek wil nie sukkel nie, ek wil nie swaar kry nie, ek wil nie. Ek bedoel, hy sê vir hierdie hofdienaar, hy sê vir hom, weet wat, hierdie vraag wat die koning vra, hier in Hoofstuk 2, hy sê hierdie vraag wat die koning vra, gee my net so 'n bietjie tyd, gee my net so 'n bietjie tyd, ek wil net hierdie goeders bepeins, ek wil net bedink. Hy sê ook vir hom, gee my 10 dae, hy sê nie, gee my net 'n dag nie, gee my 10 dae, dis nie kits nie. Daai 10 dae, sien ek nou sommer in my geestesoog, is nie die lekkerste 10 dae in ou Daniel se lewe nie. Hy en sy 3 vriende beleef nie die lekkerste 10 dae in hulle lewe nie, maar die resultaat spreek van hulle self. En hier word plek gemaak vir 'n wonderwerk. Wat leer ons van hierdie jong man? Ek het nou vir julle gesê, wat my genuine opval, is dat Daniel nie in opstand kom nie. Hy tree in wysheid en in beheersheid tree hy op. Maar hy op geen stadium het hy enigstens die begeerte om gelykvormig te raak aan die res van hierdie jong manne wat daar is nie. Hy probeer nie om in te wees nie. Dis mos die woord wat die jong mense gebruik vandag. Hy probeer nie om in te wees nie. Hy probeer nie om deel van die kraal te wees nie. Nee. Ek dink, hy het ook vir hom gesê, man, ek wil nie deel wees van die fout grappies nie. Man, weet jy, ek wil nie aan die verkeerde kant van die gereg staan nie. Ek wil doen dit wat die gereg van my vra om te doen. Weet jy wat ervaar ek in vandag se dae? En ek is jammer om dit te sê, maar selfs die kinders van die Here doen hierdie fout. Ons sal vandag, ons kritiseer ons gereg. Nee, ons kritiseer ons regering, al die pad. Want, let's face it, hulle is seker aan die slaap, dit is so. En ek dink 'n paar van hulle is op die verkeerde manier wakker, dit is so. Maar sien wat leer ek hier by Daniel. Daniel respekteer dit. Hy gaan nie teen hulle nie. Wat doen ons nou sê, ag, is 'n stupid patriot wat hier ingeroep is, man. Weet jy wat was vir my amazing gewees? Toe hulle daar op die hoek van Loopstraat en Dukestraat het hulle ons eerste reg gemaak toe hulle begin paaie regmaak hier in Brandfort. En toe per ongeluk, toe verf hulle 'n ekstra stopstraat by. En toe op Facebook, toe kritiseer almal hulle oor die stopstraat wat hulle daar gesit het. En wat doen die kinders van die Here?
stupid stopstraat. Ek moet nie, ek reis oor. Ek het hulle gesien. Ek het hulle met my oë gesien. Is dit hoe 'n kind van die Here optree? As die Here vir my sê, respekteer die gesag, ongeag of ek met hulle saamstem of nie. Ek stem nie met hulle saam nie, want ek dink, dis onnozele goed wat hulle aanvang. Maar ek moet gehoorsaam wees aan die reëls en wette en regulasies. Ek moet daaraan gehoorsaam wees. Die Here het vir my, dis wat die Here vir my sê. So ek moet ophou om te dink ek is verhewe door die gereg, want dit is nie. Hier gee Daniël vir ons die voorbeeld. Hy sê vir ons, wie is die voorbeeld? Want jy sien, die voorbeeld wat jy stel, hoor nou, spreek die boekdele. Die voorbeeld wat jy stel, praat harder as die woorde wat jy spreek. Die voorbeeld wat jy vir iemand anders is, praat harder as enige woorde wat jy gebruik. Vir die van u wat nou saam met ons loop hiervan einde van die verlede jaar af, onthou julle nog die preek wat ons gehad het, die hele preek oor bicycle ry. Pastor Sakkie, was jy hier gewees toe ons gepreek het oor die bicycle ry? En wat was die slotsom waarby ons uitgekom het? Ons moet geestelik elke dag, 2 keer 'n dag, bietjie fietsry. 20 minute in die oggend en 20 minute in die aand. Want onthou julle, dit is hoe lank het nou hierdie gevat het om by die werk te kom en by die huis te kom. Is 20 minute soggens en so 20 minute saans. En daai 20 minute moet ek geestelik oefen in die oggend en 20 minute geestelik in die aand. Nou vra ek, het ons onvrugbaar daarby vasgestaan? Of het ons toegelaat dat ons hier en daar van die pad af geboener was, of het ons aangehou oefen, oggend en aand? My liewe broer, my liewe suster, as dit die voorbeeld is wat ons moet stel, dan moet ons dit op die regte manier doen. Jy sien, ek en jy moet kies om dit op die regte manier te doen. Dit gaan nie net van self gebeur nie. God kom, hy seën vir Daniël en hierdie manne, seën hy met verstand, met wysheid, met insig. Ek wonder of ons hier raak sien, as jy standpunt inneem vir God, gaan God jou seën met meer as dit. Sien ons dit raak. As jy standpunt inneem vir God, as jy probeer om nie deel van die res van die wêreld nie te wees nie, om nie net in te wees nie, maar om die voorbeeld te wees, sien jy raak, God gaan vir jou seën. Jy sien, dis baie makliker om jou standaarde te verlaag as om standpunt in te neem. Want as jy standpunt inneem, gaan jy so staan. Jy gaan soos 'n, hoe sê hulle, soos 'n pysie op 'n vark se rug uitstaan. Want jy gaan die ou wees wat by daai stopstraat gaan stop. En die ander kwagga gaan agter jou stop en op sy moeder lê, want hy wil net verbykom. Maar jy gaan die voorbeeld wees. En as jy die voorbeeld is, dan gaan dit hom laat dink, haar laat dink. Ek moet dit dalk ook doen. Jy sien, dis makliker om in die wêreld in te pas
as om te sê, nee, ek neem standpunt in. Hulle wat die moed het om uit te staan, sê ek nou vir julle, inspireer ander, glo my. Hulle, ek wil dit herhaal, hulle wat die moed het om uit te staan, inspireer ander. As jy maar net 'n goue flou is, gaan niemand jou raak sien nie. Maar as jy standpunt inneem, gaan jy raak gesien word. My vraag aan jou is, wil jy eerder onthou word vir iemand wat onwrikbaar gestaan het op die woord van God? Of gaan hulle sê, nee, want Johan was 'n lekker ou. Maar ons weet nie wat het hy vir die Here gedoen nie, maar hy was 'n lekker ou. Jy sien, is makliker om iemand wat goue flou is, nie te vergeet. Maar as jy daar is, om standpunt in te neem, sal jy onthou word. Daniël het voor die koning gaan staan. Hy het hom nie gesmeek en vir hom gesê, o koning, ek pleit by u om my lewe te spaar nie. Nee. Daniël het voor die koning gaan staan en hy het met vrymoedigheid en met selfvertroue het hy met die koning gepraat. Want Daniël het sy God vertrou. Jy sien, Daniël het geweet, die God wat hy aanbid, gaan hom nie verlaat nie en hom nie alleen laat nie. Daniël het geweet, hier waar hy voor Nebukadneser staan, hoef hy nie bang te wees nie, hoef nie te pleit vir sy lewe nie. Hy het geweet, die God wat hy aanbid, gaan sy lewe spaar. Die God wat hy aanbid, gaan vir hom seën, omdat hy bereid was om standpunt in te neem, te sê, ek wil nie deel wees van die in-crowd nie. Vandag wil ek vir jy sê, dit maak nie saak hoe moeilik jou situasie is nie. Ons het nog nie eers gekom by jou Daniël in die leeukou nie. Hierdie was nog maar deel van hulle opleiding gewees. Maar hier wys Daniël aan, daar's geen vrees nie. Hy gaan nie toelaat dat enige vrese tussen hom en sy groep kom staan nie. Nee, hy wys die vertroue dat God hom sal lei. Hy neem nie vrymoedigheid om sy geloof uit te leef. Om dit uit te leef, nie uit te praat nie, nie uit te speel met sy mond nie. Hy doen dit met sy leefwyse. My vraag vanoggend vir jou is ons bereid om so onwrikbaar standpunt in te neem, soos Daniël? Is ons bereid om dit wat ons God van ons verwag, om dit so uit te leef? My liewe broer, my liewe suster, ek wil vanoggend vir julle sê, as jy bereid is om soos Daniël standpunt in te neem, te sê, ek gaan nie deel wees van die groep wat deel is van Let's Go with the Flow nie, maar ek gaan opstaan vir Christus. Ek gaan daar wees om die voorbeeld te wees in alles wat ek doen, selfs wanneer ek 'n padgebruiker is. Ek het verlede week sê vir iemand, ek sê, weet jy hoekom tree taxi-bestuurders vandag op soos wat hulle optree? Hulle het voorbeelde gesien uit die verlede uit. En toe sien hulle kom daarmee weg. En dit het net geeskaleer en eskaleer en eskaleer en eskaleer. As jy iets verkeerd doen en jy word nie daarop aangespreek nie, gaan jy ophou om dit te doen of gaan jy aanhou om dit te doen? Jy gaan aanhou om dit te doen. Nou, dis hartseer.
Maar dit is so. Dis ongelukkig is dit so. Die voorbeeld wat ek stel, spreek harder as my woorde. My broer, my suster, ek hoop vanoggend, ek spreek vanoggend dit uit, dat jy saam met my standpunt inneem vir die Here. In hierdie wêreld waarin ons is, wat wetteloos, wat banneloos is, dat ons, as kinders van God, sal standpunt inneem, en sal sê, reg moet reg wees, verkeerd moet verkeerd wees, en dat ons nie deel is van goue vlou nie, maar dat ons sal standpunt inneem. Kom ons bid saam. Ons almagtige Here en ons Vader, in hierdie oggend is dit my gebed dat elke een wat hierdie woord gehoor het vanoggend sal saam met my opstaan en te sê, ek wil standpunt inneem vir God, vir Christus, vir die evangelie, vir die verkondiging van die woord. Here, ek wil onwrikbaar wil ek standpunt inneem en sê ek is hier om u werk te doen. Here, ek is nie hier om mense tevrede te stel nie. Ek is hier om u werk te doen. Here, en al is my omstandighede hoe moeilik en hoe swaar, dat ek altyd sal onthou, wanneer ek standpunt inneem vir u, dan sal u my seën, u sal met my wees. Here, ek kan die vertroue uitspreek, dat ek weet, u sal daar wees vir my, ongeag my omstandighede, ongeag die situasie, die sal daar wees vir my. Ek hoef nie voor konings te staan en te smeek en te pleit vir my lewe nie. Nee, Here, ek weet vanoggend, ek kan saam met die Daniel opstel en met selfvertroue en vrymoedigheid spreek en sê, my God, die lewende God, vir hom wat ek aanbid, sal dit altyd daar wees, soos wat hy vir my daar is. Here, dis my gebed dat u met elke een sal wees. Here, wanneer die situasie opduik, dat ons sal weet, hier word ek nou gevra om 'n keuse te maak. Hier word ek nou voor 'n keuse geplaas om standpunt in te neem of om te sê, ek gaan nie saam met die vloei. Mag ons nooit ooit kies om saam met die vloei te gaan nie, maar altyd deur vir u op te staan in Jesus naam. Seën julle in elkeen in Jesus naam. Amen. Amen. Broer, suster, dis vir my heel aangenaam en 'n voorreg om vir ons Gideon, ons broer Toby, Conway die woord te stel. Hy gaan so 'n minuut of 3 met ons gesels. Ek het vir hom gesê, asseblief, hy is vry om te gesels. Ons hier, ons is maklike mense. Dis regtig vir my jammer dat ander hier is, maar dit daar geraak. Al wat ek vir wil sê is, daar is nou 'n verpligting op my en jou, om dit wat hy vanoggend vir ons voordra, te gaan verkondig, te gaan oordra. Want ek weet, die werk wat hulle doen, is ongelooflik, en hy gaan self daarvan praat. Ek gaan nou nie, ander kinders die show, hy gaan dit self doen, asseblief. Toby is van Bloemfontein, maar dit is hulle streek hierdie, en ons is deel van hulle streek, en hulle werk hier in ons dorp. In ons dorp werk hulle. En ek weet, elke liewe jaar is hulle by die skool, Staatspresident Swart, en ook by Matsedietsu ook hierbo, en ek dink amper, maar hy sal my kon sê. Die feit van die saak is, baie dankie my broer Toby, jy is welkom, en praat asseblief met ons. As jy ongeveer sal met die microfoon praat, dan kan die kamera dit ook hoor asseblief.
Goeiemôre vriende. Goeiemôre. Soos Johan gesê het, ek is Toby Conway. Ek is 'n Gideon van 2024 nadat ek afgetree het. En dit was altyd my droom om 'n Gideon te wees. Maar daar is soveel onkunde oor wie en wat die Gideons is. So jy sal hoor ons praat van 4 minute, so ek op in 4 minute se tyd wil ek vir julle meer vertel van hierdie Gideons. In terme van vrae wat jy dalk kan vra. Nou, wie is die Gideons? Dit is 'n organisasie wat Bybels plaas by skole, gevangenisse, dokterspreekkamers, hotelle, gastehuise. Dit is enige persoon wat geroepe voel om die woord van die Here te versprei. As u bely dat Jesus Christus u verlosser is, dan kan u 'n Gideon wees. Ek is nie volgende hier met 'n klomp statistiek nie. Ek sal later sê waarom ek eintlik hier is. Maar net om 'n idee te gee, verlede week het die Gideons in KwaZulu-Natal 412.000 Bybels versprei by skole. Nou, hoe werk hierdie Gideons? Wat ons gewoonlik doen, ons maak 'n afspraak met die skool en wanneer die kinders dan daar sit, dan verduidelik ons hoe die Bybeltjie werk en wat is die weg tot saligheid. Dan oorhandig ons die Bybeltjie persoonlik in die hand van die kind. Die Bybel is beskikbaar in Afrikaans, Engels, Setswana, Khoza en dan nog in al die ander tale. Die eerste ding wat jou pla is, behoort ons aan 'n spesifieke kerk. En die antwoord is absoluut nie. Ons lede is lidmate van NG Kerk, van Doxedeie, Baptiste, Volle Evangelie, AGS. Enige, soos ek lees weer gesê, enige persoon wat bely dat die Here sy persoonlike verlosser is, kan 'n Gideon wees. Nou, die volgende vraag wat jy vra is, moet ek nou ophou dien in my kerk? En weer eens is die antwoord, absoluut nie. Ons moedig juis ons lede aan om aktief te wees by hulle onderskeie kerke. Die volgende vraag is, ek kan nie voor mense praat nie. Ek kan ook nie preek nie. Weet jy, vriende, dis 'n predikant en 'n pastoor se werk om te preek. Hulle kry baie geld daarvoor. Ons oorhandig net die Bybel. En daarna bid ons die Heilige Gees dat hy in hierdie persoon se hart sal werk, dat hy dit sal lees en dat hy die Here sal aanvaar vir 'n verlosser. Is dit net vir mans? Dis vir mans en vrouens. Gewoonlik plaas die vrouens die Bybels by hospitale en by spreekkamers. Gaan dit my geld kos? En dit was altyd my probleem. Ek het altyd 'n idee gehad, 'n ou moet 'n ryk sakeman wees en jy moet baie geld bydra goed. Net om uit te vind, dis nie die waarheid nie. Die lidmaatskap is R170 'n maand. En wat lekker is, 1 keer 'n maand vergader jy eet saam en daar is dan net 'n dankoffer. Nou die Gideons word in 2 groepe verdeel. Daar is die Gideons self. Dis die mense wat aktief Bybels plaas. So hulle gaan na skole toe, gevangenes ensovoorts om Bybels te plaas. En dan is daar vriende van die Gideons. Dit is mense wat dit moontlik maak, wat nie moontlik as gevolg van hulle werksverpligting om aktief betrokke te wees nie. En dis gewoonlik die mense wat ons vra om vir ons te bid, wat deel te wees van die Gideons en dan ook bydra te lewer finansiëel. Nou sê jy die vraag, waar kry ons die geld van die Bybels? Ons kry dit gewoonlik van skenkings van kerke, wat dan vir ons geld gee om die Bybels te kan koop.
Nou die vraag is hoekom is ek volgend hier? In die eerste plek wil ek vir jou vra om te bid vir die Gideons. Om te bid vir hulle dat die Here hierdie vers seën, want daar is miljoene mense wat nog nie die Bybels, wat nog nie 'n Bybel het nie. Selfs in Suid-Afrika, selfs in Bloemfontein, is daar mense wat nie die Bybel het nie. En dan wil ek hê, as ek vandag weggaan, moet gaan bid oor hierdie saak, dat die Heilige Gees dalk u lei om ook 'n Gideon te word. Weet jy wat, die Gideons het in die afgelope paar jaar gehalveer. Van omtrent 5.000 na 2.000 daar. Die vorige 50 jaar was ek het nou die hand vir die mense by die vergadering gesien, was die groot tydperk in die lewe van die Gideons. Daar was oorvloeg Gideons gewees. Maar die gemiddelde ouderdom van ons kry, dit is soos ons groep, is tussen 60 en 80. En hulle is fisies, weet hulle wil nog Bybels plaas, maar hulle is fisies net nie meer in staat om dit te doen nie. Ons was 5 mense in ons groep, wat by 30 skole tot nou die hierdie jaar Bybels geplaas het. Uit 24. So dit is eintlik waarom ek vanoggend hier is, sodat u dit dalk sal oorweeg, sal bid daaroor om lid te word of deel te word van die Gideons. Johan, ek wil baie dankie sê dat ek vanoggend hier by julle kon gewees het. Dit is regtig my voorreg. En dit is my regtig lekker hierso. En God se rykste seën vir julle hierso by julle kerk. Baie dankie hoor. Nou wil ek vir vra, ek gaan die vorms hier by Johan los en u kan dan ontskakel om van die vorms te kry as u dan daaroor gebid het en die besluit wil deel word van die Gideons. Baie dankie hoor. Liewe broer en suster, ek gaan dit nie uitreik nie, maar ek wil vra, ek gaan net 'n kort gebed doen vir Chloe, en dit is 'n gebed wat ons gaan met ons stuur, vir die werk wat hulle doen. Ek sal eendag met die, wanneer ons lekker tyd het, vir die vertel getuienisse wat ek het, van Gideons Bybels wat geplaas was. En ek dink daar waar jy nou sit in jou hart, het jy ook 'n getuienis van 'n Gideons Bybel wat ooster geplaas was, wat 'n lewe verander het, wat 'n lewe gered het, en die feit van die saak is, hierdie is 'n belangrike werk, deel van die opdrag wat God vir ons gegee. Kom ons sluit hierdie oor. Sal jy asseblief die hande net steek, net saam met my, Here vanoggend wil ons broer Lucie, en ons stuur die seën met ons saam. Waar hulle voet neersit, dat dit grondgebied is wat opgeëis word vir die koninkryk. Here, maak hulle voorspoedig in hulle werk. Sal U hulle paaie gelyk maak, en Here, wanneer hulle voor die rooi see staan, maak U ook dat hulle op droog grond deurtrek. Ons spreek vanoggend, Here, dat daar groei sal wees in hulle organisasie, nie om van hulle 'n groot organisasie te maak nie, maar Here, om van hulle gewillige instrumente in die hand te maak. Here, ek seën hulle ook, ons seën hulle vanmôre met fondse, wat ons weet U gaan voorsien, soos wat U vir hierdie gemeente gesê het, ons gaan voorsien word. Here, so weet ons, U gaan ook vir hulle voorsien. Here, ons spreek vanoggend die seën uit oor hulle, en oralste waar hulle gaan, dat hulle onder U genade sal wees in Jesus naam. Amen en amen. Maar liewe broer en suster, as U die Heilige Gees met U praat, asseblief praat met my, ek gaan nie voor ons met my hê, asseblief, en soos wat hy gesê het, jy het geen addisionele extra kwalifikasies nodig nie, jy moet gewillig wees. Jy moet gewillig wees om dit te doen, en
gaan dit nie fisies bekostig nie. As 1, 2, 3 van ons saam is, dan kan ons dit maklik moontlik maak om 'n Gideon se lidmaatskap te sponsor elke maand. Ek sê ons sonder sponsor. Asseblief, vergewe my Engels hierso. Maar die Here sal dit op u hart lê, kom praat asseblief met my. Geseënd vir u almal. Ons gaan laaste lied saam sing, dan gee ons vir u geleentheid om asseblief God se tiende en ons offergawes hier in die skatkis te plaas. Daarna sluit ons net af, so asseblief staan gerus saam met my, dan gaan ons hierdie lied sing. Kom ons sing lekker saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend ook hierdie skatkis kan lig en weet, Here, dit is simbolies, maar ek weet, Vader, wanneer ons dit doen, hierdie aksie wat ons doen, dan doen ons dit omdat ons dit by U plaas, daar waar U is, in die derde hemel, waar U hierdie saad neem en dit vermenigvuldig, soos wat dit U behaag. Vader, dis ons gebed, dat U hierdie saad neem en gebruik om die koninkryk te bring, soos wat dit op ons harte geplaas word in Jesus naam. Vader, ek loof Here, dankie vir elkeen wat vanoggend hier teenwoordig was. Dankie dat ek weet, Here, U het ons juis hier gehad, omdat U wil hê ons moet U woord gaan uitdra, U boodskap gaan uitdra. Here, is regtig my gebed dat ons die Gideons op ons harte sal hê, dat ons vir hulle sal bid elke dag. Here, dat hulle sal aanhou om hierdie goeie werk te doen, wat hulle doen in Jesus naam. Nou, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Gaan in vrede. Shalom. Amen en amen. En kom praat, ek het net iemand so die woorde staan, ek wil graag met jou handen gee, en as het doen, soos wat ek gesê